Goeiemôre almal. Baie welkom by vanoggend se diens. Ons hou nagmaal vanoggend, ons kan sien. Ons sê ook welkom aan die mense by Herberg AC wat by ons ingeskakel is. En net 'n paar afkondigings. Die diens word opgeneem en dan selfone, sit asseblief net die klank af as julle dit gebruik. En dan die kersse die van julle wat dalk 'n spesiale geleentheid wil aansteek, julle is welkom om dit te doen. Ons begin vanoggend ons voorsang met lied 159 verse 1 en 3. Ons volgende lied is lied 163 verse 1 en 2. Volgende lied is lied 167 verse 1 en 2.
volgende lied is 169 verse 1 tot 3. Ons volgende lied is 199 vers 1 tot 3. Lied 471 is ons volgende lied. Amen.
laaste lied is lied 486 verse 1 tot 4. Bring aan die volke die boodskap. Baie dankie vir die heerlike saamgesang. Ons prediker vanoggend is Dominee Andri Joubert. Goeiemôre. Vriende, welkom vanoggend hier. Dis lekker om saam met julle hier te kan wees. Ek begin vanoggend met ons afkondigings. Ons heel eerste het 'n afkondiging ingekom. Huis E, Robertson Kinderhuis, die Koekie projek weer. Dis om die draai, 7 Maart is dit weer bazaar in Robertson. En soos in die verlede versoek bediening missionaal dat Huis E weer ondersteun sal word met nie bederfbare bestanddele of klaargebakte koekies vir hierdie jaar se projek om by te dra. So enige iemand wat kans sien om te help, asseblief kontak vir Ina Mulder, die Huis E verteenwoordiger hier by ons. So ons sal dit verskriklik waardeer. Ons gemeente maak elke jaar 'n baie groot bydrae by Huis E se bazaar. Dan vriende, 'n paar afkondigings. Ek sien hierso die 5de Maart gaan om Johan Dil gaan hier 'n fantastiese tema aanbied. Jy word hartlik uitgenooi om saam te kom kuier, stil te raak en mekaar te bemoedig in 'n ruimte van begrip en hoop. Dit is vir almal wat 'n geliefde aan die dood iewers moes afstaan. En die tema gaan wees, hoe hanteer ek my verlies? 5 Maart om 10:00 in die Pretoria is in die Sysaal. So almal van julle is baie welkom. Ek dink dit behoort 'n regtig 'n besonderse geleentheid te wees. En dan vriende, hier bediening missionaal, sê julle sien wat praat oor die plaasbediening, die dienste wat daar gedoen word. Hulle reël ook die plaasbediening bazaar in noue samewerking met Beebos. Dan vriende sê hulle ook op donderdag 15 Februarie is daar tussen plaasbediening en Beebos Streekskerkraad besluit om 'n gesamentlike nagmaal te hou in die NG Kerk daar, en die diens sal deur Dominee Dirk gelei word. So enige iemand wat daar dalk wil ondersteun. En dan vriende gaan daai vir laaste hou. Dan ons voorbidingslysie. Ons dink aan Werner Ramsauer van Frans Kraal, Ina Simpson van Kleinbaai en Yuri Swart van Huis Metania. En dan gaan ons medelee ook uit aan die familie en eintlik die hele herberg gaan see met die afsterf van Linda Meyer. Wat dit klink vir my, sy was suster gewees in herberg gaan see en toe ook daar afgetree later. So ons dink ook aan almal daar in herberg gaan see met die verlies.
Dan vriende, is ons by ons sjokolades. Kom ons hoor bietjie, hier is, waar is daar verjaarsdae die week? Enige verjaarsdae, daar so, hier's 'n paar, daar bo. Ek het lanklaas moes trappe loop. As hy stuur daar aan asseblief. As hy. Ek het nog hande gesien. Nog hande daai kant. Daarbo is daar hande gewees. Het julle gekry? Hier's hier nog verjaarsdae. As julle daar aangee en dan sommer agter julle ook stuur. Daar so baie geluk. Baie geluk. Hier is hier ook. Baie geluk. As hy, het ek eniges gemis? Hier so, okay. Kan jy nou glo dat die dominee skaam is? Vriende, kom ons hoor dan huweliksherdenkings. Daar is ons huweliksherdenking. So nog, is dit net die ene? Baie geluk julle twee. Hoeveel jaar is dit nou? 43, baie geluk. Kom ons hoor, nog enige huweliksherdenkings, daarbo huweliksherdenkings gewees? Doopdatums, enige doopdatums. Baie geluk om. Fantasties, baie geluk, dis besonder om dit te kan vier. Wat 'n jaar is hom gedoop? Kan hom 'n jaar onthou? Dis die geboortejaar sê. 54. Sjoe, besonders, né? Wat 'n voorreg om dit te kan vier. 54 jaar wat mens kan terugkyk en weet, op my donkerste oomblikke was ek nie alleen nie. Kom ons hoor nog eniges, is dan nie 54 jaar nie, my wiskunde het my daar in die steek gelaat. So kom ek preek en nie wiskunde doen nie. Maar ons gaan nou by die onderwysers kom, nog geen doopdatums verder nie. Dan wil ek, vandag is dan natuurlik ook biddag vir onderwys. Nou, ek is nie seker of ons genoeg sjokolades vir die afgetrede onderwysers het nie, maar kom ons begin by enige iemand in die onderwys op die oomblik. Ek het nou 'n kaartjie, ek weet nie, julle het nie van die kaartjies daarbo nie. OK, maar die onderwysers wat 'n sjokolade kry, enige onderwysers op die oomblik nog, daar sit een van ons skoolhoofde, baie dankie vir wat julle doen. Ek dink, onderwys op die oomblik, is een van ons moeilikste take en grootste verantwoordelikhede, né? Nog enige onderwysers op die oomblik nog aan die werk. Waar is al ons afgetrede onderwysers? Nou moet ons kyk. Ons het nie genoeg sjokolades vir julle nie. Alright. Nou al die afgetrede onderwysers, ons werk op 'n first come first serve basis, nê. Ek sê dit hierso, julle mag na die diens mag julle vir julle ene kom kry. Maar ek dink regtig daarso en Hugo, jy kan daai sjokolades ook daar iewers daarbo neersit, die afgetrede onderwysers, as dit op is dit op. Soos by die skool, nê. Vriende, ek dink dis werklik een van die groot uitdagings van hierdie tyd is om in hierdie lewe kinders verantwoordelik groot te maak. Waar niks meer privaat is nie, niks inligting is nie tot ons kinders se beskikking nie. En ewe skielik is dit 'n wêreld wat ons kinders moet leer om gesonde mense te wees wat die wêreld vorentoe vat. Terwyl dit nie die wêreld is waarin ons groot geword het nie. Ons weet self nie. Ons is selfverward. Ons is self onseker. Ons weet self nie aldag hoe om dit te hanteer en hoe om 'n positiewe bydrae te maak nie. En nou moet ons vir ons kinders leer. So vir elke onderwyser wat hier is, wat afgetree is, selfs al gaan jy dalk nou nie 'n sjokoladietjie kry nie, dankie vir wat jy al die jare gedoen het.
vir kinders wie se lewens jy geraak het, wat jou help vorm het. Jy het hulle name lankal vergeet. Dalk het hulle jou naam al vergeet. Maar die lesse het hulle help bou. So vir elke onderwyser wat hier sit, wat baie keer waardeloos voel, baie keer voel, niemand sien hulle raak nie, steek ons vandag 'n kersie op. Jy is belangrik. Jy bou. Daarvoor kan ons net dankie sê. Ek wil vanoggend ons toetredingslied, ons kan staan en dan sing ons saam ons lied, ekskuus, nou het ek op my verkeerde plek neergesit. Ons toetredingslied vanoggend is lied 532, ons sing al 3 die verse. Kom ons staan en dan sing ons dit. Jeremia 3 staan daar, 'n stem klink op langs die woestynpaaie, die gehuil en die smeekbedes van die Israeliete, want hulle het die pad byster geraak. Hulle het die Here hulle God vergeet. Keer terug, afvallige kinders. Ek sal julle afvalligheid genees. Hier is ons. Ons kom na u toe, want u is die Here ons God. Gemeente, genade en vrede van die Here ons God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons hier byeenroep. Amen. Vriende, kom, ons staan ook en ons sing ons saam ons loflied vir oggend. Ons loflied is lied 450 vers 1 en vers 2. Here
Dis lekker dat ons koor ook vanoggend hier is. Voordat ons koor ook vir ons gaan 'n lied met 'n lied voorgaan, kom ons sit net so en dan sluit ons oë vanoggend. Here, reg oor die wêreld is daar soos in elke beroep onderwysers wat kinders in die steek laat. En dan is daar ook, Here, onderwysers wat hulle roeping voluit uitleef. In hierdie onbekende en onseker tyd. Ons kan nie anders, Here, as om vandag vir elkeen wat hier is, dankie te sê vir die werk wat hulle gedoen het. En wat anders steeds mee besig is. Dankie vir onderwysers wat ons help vorm. Dankie vir onderwysers wat meer doen as om net inhoud te leer en ons oor die lewe leer. Dankie vir elkeen van hulle. Here, mag ons vandag hier waar ons bymekaar is na u woord luister op 'n manier wat u self ons leer. Tussen my gebroke en onvolkome woorde deur. Amen. Terwyl Tannie net omstap, ek kry so 'n paar jaar na skool kry ek my skynat onderwyser en ek en sy het nie die beste van verhoudings gehad nie. Ons het nie baie aanklank by mekaar gevind nie. En so 'n paar jaar later kry ons mekaar en soos wat mense maar doen, groet ons vriendelik. En sy vra vir my, Henry, maar wat doen jy nou? Ek sê vir haar, juffrou, nee, ek swat vir dominee. En sy begin kliphard lag. En na so 'n tydjie, toe sy klaar gelag het, toe vra sy vir my, maar Henry, nee, regtig, wat doen jy nou? Nou ja, sy het my ook help vorm. Kom ons gee vir die koor geleentheid, ons luister graag. Amen.
Baie dankie vir die koor, dis altyd lekker om na julle te luister. Nou, ons skriflesing vir oggend kom uit Matteus 5 uit. Voordat ons lees, wanneer laas het jy iets geëet? Jy ken daai gevoel wat jy vermoed, jy dink jy gaan 'n sekere smaak kry en dan is dit iets totaal anders. Jy skrik jou mos yskoud. As jy dink jy gaan iets soets eet en dan is dit sout of omgekeerd, om nie te praat van ek is gereeld in my huis in die moeilikheid, omdat ek 'n redelike berugte melkdief is in die aand. En gewoonlik uit die bottel uit. En dan so nou en dan, so eenmal in elke paar jaar, dan kry my vrou ongelooflike groot vreugde as ek dink ek gaan melk steel en daai melk is suur. Ek het 'n klompie sulke stories oor smake wat jy glad nie verwag het nie. So wat van julle sal nou weet, ons het mos vir 2 jaar in Suid-Korea gebly en op 'n stadium het ek 'n werksfunksie en alles in Korea is vreemd en dit wat die Koreane van hou is baie vreemd. So werksfunksies gewoonlik was 'n redelike uitdaging geweest. Maar ek is avontuurlustig en ek hou van goed. Eendag sê hulle vir my, maar kom, daar's 'n werksfunksie, ons gaan die aand sushi eet. En onmiddellik is ek in ekstase, want hier vir 'n slag is iets wat ek oormal is. Ek leer toe nou intussen, of leer ek toe ek daar aankom, wat ons as sushi beskou is, het met die ooste net mooi niks te doen nie. Daar is nie rys enigsins iewers te sien nie, alles word net so geëet van skulpvis af, regdeur tot vis, en daar is nie salm te sien enigsins nie, hulle grill hulle mors dood, vir ons wat hierdie pinkvis eet. Witvis. Die goed wat julle gaan uittrek, hierso uit die see uit, of wat julle iewers gaan koop en lieg gesê het, kom uit die water uit, want ek weet, hier's niks vis nie. Ek het al probeer. Ek kry nooit iets gevang nie. Dan gee hulle daai vis, en so die aand sit ek daar, en ek dink by myself, kom net deur die skulpvis, want dis die voorgereg. Kom net deur al die skulpvisse. As jy net deur dit kom, dan is jy darm alright. As jy by die vis kom, al is dit nou witvis, is dit alright. So kom ek deur die skulpvis. Tot 'n stuk rou perlemoen geëet. En toe kom ons by die vis en ek dink uiteindelik. Hoorie julle, hulle bring daar 'n stuk witvis, dit lyk soos kabeljauwvleis, dit lyk of hy so uitmekaar uit gaan val. Ek raak nou nog nagte wakker en voel my kake maak so. Dis die taaiste ding wat ek in my lewe nog ooit geëet het. In Matteus 5 is Jesus besig om te praat oor goed wat mense alledaags beleef. Hy's besig om oor sout te praat, hy's besig om oor lig te praat, hy's besig om te praat oor wat die rol van smaak en sien in ons wêreld is. En dan praat hy saam met dit oor die wet. En onmiddellik kom hierdie goed by mekaar en die vraag maar wat is die smaak wat ons los by mense? Hoe help ons mense om te sien? Ons leef in 'n era wat ons nie daarvan hou, niemand kan vir niemand meer, of vir enige iemand meer voorskryf nie. Reëls is simpel. Reëls geld vir almal. Ons almal wil reëls hê, maar die reëls is verander is nie vir my nie. Want ek is nie die probleem nie. In my rol as aktuarius kom ek op feitelike daaglikse basis met gemeentes in kontak waar dinge skeefloop. Een van die goed wat vir my die duidelikste is waar loop dinge gewoonlik 'n gemeente skeef? Is gemeentes wat sê, ja, maar ons worry nie soveel oor die reëls nie, want ons het die Here, ons vertrou op die Here en ons doen die dinge en ons gaan, en die resultaat daarvan is sonder uitsondering dieselfde. Verhoudings verbrokkel. Mense kry seer.
Die vraag is dus nie, het ons reëls of nie? Die vraag is, het ons die Here? En wys ons lewe dit? Kom ons gesels vanoggend 'n bietjie meer daaroor. Kom ons lees saam Matteus 5. Ons gaan vanaf vers 13 lees, die bekende gedeelte. En Jesus sê by die bergrede, julle is die sout vir die aarde, maar as die sout sy smaak verloor, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deeg vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word, sodat dit deur die mense vertrap kan word. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstaander, en so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. Moenie eers daaraan dink dat ek gekom het om die wet of die profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om af te skaf nie, maar om te vervul. Amen. Ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde tot niet gaan, sal daar beslis geen jota aftitel van die wet tot niet gaan nie, totdat alles vervul is. Wie dus een van die geringste van hierdie gebooie afskaf en die mense so leer, sal die geringste in die koninkryk van die hemele genoem word. Maar wie dit onderhou en ander daarin onderrig, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Wat ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie aansienlik meer is as die van die skrifkenners en die fariseërs nie, sal julle beslis nie die koninkryk van die hemele binnegaan nie. Julle het gehoor dat aan die voorouers gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, wie moord pleeg is strafbaar voor die reg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat kwaad is vir sy broer strafbaar is voor die reg. Wie vir sy broer sê raka, is strafbaar voor die Sanhedrin. En wie sê jou dwaas, is strafbaar in Gehenna met sy vuur. Ons lees tot sover toe. Nou, dis 'n teks wat ek nou al 'n paar keer oor gepreek het. Dis 'n wonderlike teks, dink ek, wat vir ons eintlik na ons toe kom met iets wat elke een mee kan assosieer. Want Jesus is nie besig om oor iets vreemds te praat of iets heiligs te praat nie. Sout en lig is alledaags. Elkeen van ons werk elke dag daarmee. Dis iets wat eenvoudig deel is van hierdie lewe. En ek dink dis presies hoekom hy dit kies. En die essensie van beide hierdie twee goed wat Jesus gebruik is, beide sout en lig bestaan nie vir dit self nie. Sout word nie gebruik ter wille van sout nie. Lig word nie gebruik ter wille van lig nie. Dit bestaan vir dit rondom dit. Dit bestaan om smaak te gee vir die kos. Dit bestaan sodat almal in die huis kan sien. En die punt wat Jesus maak is eintlik baie eenvoudig. Geloof wat geen effek het nie, is nie eintlik neutraal nie, is nutteloos. Nou, ons ken eintlik nie sout, dis nie in ons raamwerk sout wat sy smaak verloor nie. Nou, ek het so 'n bietjie gaan oplees daaroor, en dit wil voorkom of daar en rondom die Mediterrane See en daai omgewing dat die kwaliteit van sout baie wispelturig was. So dat dit nie so betroubaar altyd was dat sout 'n goeie gehalte was of bruikbaar was nie. En in Matteus se vertelling hier van die bergrede is daar beklemtoon hy hier iets verskriklik belangrik vir hom oor die kerk. Dat die kerk eintlik die teenoorgestelde is as wat ons dikwels daarvan maak. Dikwels word die kerk ingespan as hierdie toevlugsoord waarheen ons weg van die wêreld af vlug. Maar vir Matteus is dit baie duidelik,
wanneer hy Jesus se bergrede vertel, is dat die kerk nie die toevlugsoord weg van die wêreld is nie, maar dat dit juis die wegspringplek is waarvandaan die kerk in die wêreld ingaan. Hierdie is nie ons weeklikse wegkeer van die wêreld nie, hierdie is ons weeklikse gereedmaak vir die wêreld. So dit gaan nie net oor innerlike vroomheid nie, gaan nie maar net oor wat ek in my hart dra nie, maar dit gaan ook oor die smaak wat ek gee, die lig wat ek skyn. Dit gaan oor die sigbare invloed wat hierdie evangelie deur my het. En die wonderlike vir my is, as Jesus hieroor praat, is lees mooi, hoor mooi. Dis nie 'n opdrag nie. En hierdie is waarskynlik wat elke keer, ek vermoed as ek na al my vorige preke gaan kyk oor hierdie teks, dink ek gaan hierdie by elke een van hulle dalk uitstaan, want dit is vir my die ongelooflikste, aangrypendste opmerkings wat Jesus maak, dat hy hierdie woorde gebruik nie as 'n opdrag nie, maar as 'n stelling. Ons word nie sout nie. Ons word nie lig nie. Ons is dit. Julle is die sout van die aarde. Julle is die lig van die wêreld. Dis nie iets wat ons maar van tyd tot tyd kom aantrek en vir 'n rukkie doen en dan weer kan wegstap nie. Dis in wese wat ons is. Dis nie 'n onderhandelbare nie, dis nie 'n keuse nie, dis nie iets wat ek van tyd tot tyd maar doen nie. Dit is in wese net wie ek is. Dis die identiteit wat ons dag en nag met ons saamdra. En ja, dis skrikwekkend. Dis konfronterend. Want dit beteken, as daar geen smaak is nie, as daar geen lig is nie, dan is die probleem nie soos wat ons so maklik en so graag dikwels maak, iemand anders nie. Maar by ons. Want die regering is nie die sout vir die aarde nie. Eskom is nie die lig vir Suid-Afrika nie. Ek en jy is. Die kerk is. Elke dorp is daar nie net 'n kerk nie. Kerke gaan op soos popcorn in Suid-Afrika. Maar smaak is daar in ons land nie aldag nie. Lig. Sal ons onderwysers vir ons vertel, is vir ons kinders dikwels min. Maar ons is die sout. Ons is die lig. Dan kan ek nie anders as om te sê, Here, ek sien altyd die foute by ander, maar ek is die probleem. Ek is die een dan. Ons kyk so maklik na almal anders se foute, maar hoe smaak ander se mond? Kom ons begin net in my eie huis. Hoe smaak my vrou se mond as sy vanaand in die bed klim en die middag saam met my moes spandeer? Hoe smaak my kinders se mond? Hoe sien my kinders hulle self, hulle toekoms, hulle land? Here, ek kan mos nie langer na ander kyk nie. Ek kan mos nie langer ander se name gaan inskryf in my Bybel oor wat hulle alles verkeerd doen nie. Want Here, ek is die sout. Ek is die lig.
En dan gaan Jesus, as hy hieroor gepraat het, dan gaan hy oor, en dan begin hy oor die wet praat. En ons is ongemaklik hiermee, want ons hou nie van reëls nie. Ons hou van reëls vir ander, maar nie vir onsself nie. En ons weet nie wat om met die wet te doen nie, want Jesus sê dan nou, hy het dit vervul, aan die een kant, en maar dan kom hy, en baie duidelik om gee die antwoord te sê, hoorie, maar die feit dat ek hierdie wet vervul het, beteken nie dat die wet nou tot niet is nie. Want Jesus verstaan die wet anders. Jesus verstaan die wet anders as een van die goed. Mense voel dikwels in reëls ook veilig. Mens sien in Suid-Afrika op die oomblik, is daar so baie vreemde strominge wat in die kerk opkom, wat verskriklik wetties is. Want ek wil graag iets in my eie saligheid kan doen, soos iemand vir my 'n aftiklysie kan verskaf, wat ek kan sien, hoe vorder ek, dan is dit fantasties. Maar die wet gaan vir Jesus ten diepste nie oor beheer, of gaan nie oor beheer nie, dit gaan nie oor prestasie nie, dit gaan nie oor selfregverdiging nie, maar dit gaan oor verhoudings. Dit gaan oor gehoorsame liefde, dit gaan oor geregtigheid, dit gaan oor die getrouheid aan God se wil. Die probleem is nie die wet nie, die probleem is 'n verhouding met die wet in plaas van met die Here. Jesus sien raak dat die wet 'n stuk gereedskap is wat die Here vir ons gee om nader aan hom te leef, om meer te verstaan van wat sy opdrag is, meer te verstaan van wat sy hart is. En dan sê Jesus, maar dis hoekom ek gekom het. Ek het gekom na hierdie wêreld toe. En daardeur kom plaas hy homself hier in die middel van hierdie verhaal, in die middel van hierdie verhaal van sout en lig, in die middel van hierdie verhaal van wette en mense, fariseërs en onseker mense, gelowiges en ongelowiges, en hy kom klim in hierdie morsige verhaal wat ons die lewe noem, kom klim hy in, en hy kom gee sin, en hy kom gee identiteit. Daarom met Jesus se inklim raak dit nie iets wat ek voor moet werk met 'n klomp aftiklysies nie, maar raak dit 'n gegewe. My Here het vir my kom sout maak. My Here het vir my kom lig maak. Hy het nie gekom om af te skaf nie, hy het nie gekom om ongeldig te verklaar nie. Hy het gekom sodat die wet, sodat die lewe sy volle betekenis kan kry. Nie deur 'n klomp nuwe reëls te gee nie, maar deur self dit te kom leef. Om hierdie Here wat lewegewend is, wat smaak gee, wat lig gee, om hom te kom uitleef in hierdie wêreld. En daarom kan ek en jy leef. Soos right. Moet ons vra dat iemand ambulans kontak. Hugo, as jy dalk vir ons die ambulans sal kontak. Hier is nie dalk 'n verpleër of 'n afgetrede dokter. Okay, so daar is iemand. Dus maar, kan ons aangaan. Alright. Wys net, gee net 'n aanduiding as daar hulp nodig is met iets, hoor. Hulle is besig om te bel. Kom ons raak net vir 'n oomblik rustig, vriende, en ons haal diep asem. Here, wanneer ons so by mekaar is, besef ons hoe broos ons as mens is.
Mag ons bewus wees van U teenwoordigheid. Dankie Here dat ons weet in die donkerste oomblikke in ons lewens is U by ons. Dankie dat ons weet U is nou hier. Help ons Here, want ons het U nodig. Amen. Alright, vriende, dit lyk vir my ons kan voortgaan. Daar is 'n ambulans op pad. Kan julle onthou waar ek is? Dink ek gaan begin klaarmaak dan. Die kort en die lank, vriende, is dat die vraag by ons dikwels kom oor, en ek beleef dit wanneer ons besig is met huisbesoeke, ek beleef dit wanneer ons met Bybelstudies en al dies meer besig is, dat ons dikwels vir mekaar dan nou die vraag vra, of dat ons dikwels geneig is om onmiddellik te spring na 'n lysie toe. Sê, maar ek is alright want ek doen dit en dit en dit en dit. Kind van die Here wees is eintlik baie makliker vrae wat ons vir onsself moet vra. So hoe word ek beleef? Hoe beleef my binnekring my? Sien hulle iets van die lig van die Here? Ook daar waar dit moeilik is. Hoe beleef my dorp my? Mag ons iets daarvan gaan wees. Hier in Gansbaai, maar ook in ons eie huise. Kom ons begin daar. Here, dis nie maklik nie. Ons weet nie altyd hoe nie, en ons kyk so maklik ons eie foute mis. Maar tog dra ander swaar daaraan. Help ons, Here. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek wonder net, vriende, want ek sien hier's 'n klomp van julle wat swaar kry met die hitte. Ek kry ook swaar. Die vensters is alles oop. Daai deur is oop. Ek wonder of Daniel is daai deur dalk kan net kyk of mense dalk 'n trek, so 'n bietjie van 'n trek kry. Nou ek self is soos alright daar? Okay. Vriende, ek het nou heeltemal my plek verloor. Kom ons gee geleentheid vir die offergawes. Diakens, as julle daar bo is, maak maar net asseblief seker dat die persone daar vrylik kan beweeg hoor.
Here, mag dit wat ons gee nie wees om onsself te verskoon nie, maar juis 'n simbool van ons bereidwilligheid om dit te wees wat U ons kom maak het. Help ons daarmee, Here. Amen. Vriende, net prakties, ons gaan oorgaan na die nagmaal toe. Ek dink ons kan ontspan, die persoon is stabiel, ons het nie iets, dink ek, om ja, ons kan rustig wees oor die persoon, die ambulans is gekontak. Ek gaan voortgaan met die nagmaal, as die ambulans hier aankom, dan gaan ons dalk maar net, gaan ons rustig wees om hulle geleentheid te gee om hulle werk te doen. So ons gaan voort totdat dit gebeur. Kom ons gee geleentheid vir die nagmaalstafel om gereed gemaak te word, en dan sing ons saam lied 303. Ons gaan hom eenmal in Afrikaans sing, eenmal in Engels, en eenmal sluit ons af weer in Afrikaans. Ons kan net so sit en dan saam sing. Van die nagmaal is dat ons juis vanoggend hier kan staan, kan sit, saam as familie, omdat Christus vir ons die lewe kom gee het, onverdiend, omdat hy ons kom sout maak het en kom lig maak het. Daarom kan ons vandag hier saam wees, daarom kan ons vandag dit hier vier. Ek dink, wat ek gaan doen, vriende, is ek gaan terwille van spasie en beweging, gaan ek die nagmaal instel. Ek gaan nou die hele ding nou omverwerp. Julle moet my verskoon, dit is 'n poging, ek kan verkeerd wees agterna, dan weet ons volgende keer doen ons dit anders. Ek gaan die nagmaal instel, nou, soos wat jy jou tekens kry, kan jy rustig jou nagmaal gebruik. En ek gaan En as jy klaar die nagmaal gebruik het, dink ek, kan jy stil, asseblief nie aan die gesels raak in die kerk nie, kan jy stil, kan jy opstaan en jy kan gaan. Ek wil graag hê dat ons so vinnig as moontlik beweging, ruimte skep hierso. Die brood wat gebreek word, is die teken van die liggaam met Christus, van Christus. Hy het homself gebreek, gegee, sodat ek en jy wat hier is, in ons gebrokenheid hier mag wees. Dat ons nie hoef te vrees hier waar ons saam is nie. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van jou oortredings. Die wyn is die teken van die bloed van Christus, dat sy bloed gevloei het, sodat ek en jy vry is. Neem dit, drink dit,
dink daarin en glo dat sy bloed gevloei het tot volkome versoening van al jou oortredings. Here, hier waar ons die nagmaal nou saam gaan gebruik, dink ons aan ons eie gebrokenheid. Ons dink aan die dame wat glad nie lekker nou voel hier tussen ons nie. Mag ons weer onthou, Here, hoe U ons kom toevou in die liefde. In ons gebrokenheid. In ons mens wees. Mag ons gaan sout en gaan lig wees. Amen. Diakens, as ons die tekens kan uitdeel, vriende, op jou eie tyd, rustig. Gee maar net as jy sien daar sit nog mense langs jou in die bank wat langer as jy vat, gee vir hulle geleentheid om net hulle tekens klaar te gebruik. Die bakke is in die voorportaal om die kelkies in te sit. Baie dankie.